Halleluja, weer eens ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Nou ek wil jou graag bemoedig weer eens uit die woord van die Here in 2 Konings 6. En ek het met jou op 'n vorige gedeelte gedeel oor die Arameërs wat met blindheid geslaan geword het, maar ek wil net iets anders met jou ook deel vandag. En dit sê die koning van Aram was in oorlog met Israel gewikkel en het telkens met sy offisiere afgespreek dat hy op 'n sekere plek sou kamp opslaan. En die man van God het dan aan die koning van Israel die volgende boodskap gestuur. En hy het gesê, pas op dat u nie na daardie plek toe optrek nie, want die Arameërs trek soontoe op. Gevolglik het die koning van Israel boodskappe deurgestuur na die plek toe, wat die man van God aan hom genoem het en hom voorgewaarsku het. Die mense daar was dan keer op keer voorbereid gewees. En die koning van Aram het baie onrustig geword hieroor en hy het sy offisiere laat roep en vir hulle gesê, ek wil van julle weet, wie van ons dra nuus oor aan die koning van Israel? En een van sy offisiere het geantwoord, nie een van ons nie, u majesteit, maar die profeet Elisa daar in Israel kan vir die koning van Israel vertel selfs wat u in die slaapkamer sê. En die koning van Aram het gesê, gaan vind uit waar hy is, dan stuur ek manne om hom te vang. En die koning is meegedeel, hy is in Dothan, en die koning stuur die perdestrydwaans en 'n sterk mag daarheen, en hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. En weet jy, hier het Elisa elke keer geweet wat die koning van Aram gedoen het. He knew what the king was saying in his bedroom. Hy het geweet elke keer wanneer die vyand die koning besig was om 'n aanval te geloods het. En weet jy, toe ek hierdie lees, so besef ek, Here, gee vir ons ook daai insig, gee vir ons ook daai wysheid, gee vir ons ook daai krag, my Vader, daai onderskeidingsgees om te weet wanneer daar 'n aanval geloods word teen ons in Jesus se naam. When the enemy comes in like a flood, God will raise up a mighty standard in Jesus name. Wanneer die vyand nog dink hy's besig om 'n aanval te loods teen jou, dat die Here alreeds die uitkomstermyn vir jou gebied het in Jesus se naam, voordat hy aanval geloods word, dat ek en jy alreeds weet waarmee die vyand besig is in Jesus se naam. En daar's 'n lied wat so mooi sê, open the eyes of my heart, Lord, I want to see you. That God will open up our spiritual eyes, God will open up our spiritual minds, God will open up our understanding so that we can know and see what the enemy is busy planning in Jesus name. So wanneer die Here vir my en vir jou drome gee, wanneer die Here vir my en vir jou visies gee, moet ek en jy agslaan daarop in Jesus se naam, sodat ek en jy al kan weet wanneer die vyand besig is om 'n aanval te loods teen my en teen jou in Jesus se naam. Mag ons hy onderskeidingsgees het van Elisa, mag ons ingetoe wees in die gees van die Here, mag ons luister wat die gees van die Here vir ons sê, mag ons weet wanneer ek en jy moet kom stil word voor die aangesig van God en kom luister wat die gees van die Here vir my en vir jou sê in hierdie tyd in Jesus se naam. Dit is so belangrik, dit is so belangrik om te weet wat besig is om te gebeur. Weet jy, so 2019, toe dit besig is om hierdie eerste gevalle van COVID-19 in China aangebreek het, het die Here vir my gewys dat dit gaan oorsprei na die wêreld toe. He showed me that it was going to come over to us in Jesus name. En die Here wys vir my, hy sê vir my, waar is die wagters op die mure? Want die wagters op die mure is aan die slaap. Hulle moet amok maak, hulle moet geraas maak, want dis wat die woord van die Here sê, dat die wagters op die mure moet die volk waarsku om te sê wanneer die vyand besig is om in te kom. En die Here sê vir my, Natasha, die wagters op die mure is aan die slaap. Kom laat ons ons pos weer opvat, kom laat ons ons ampe weer opvat, kom laat ons ons intercessory weer opvat in Jesus se naam, dat ons weer eens weet wat is dit wat die gees van die Here vir ons sê, voordat hy aanval geloods word, dat ons alreeds sal weet waarmee die vyand besig is in Jesus se naam. Mag jy 'n geseënde dag hê, mag jy 'n goeie dag hê, mag jy 'n goeie week hê in Jesus se naam. Dankie dat jy ingeskakel was in die program Daily Devotions with me, Natasha Fick. Gaan like my page, Woman After God's Own Heart, gaan share ook my page, Woman After God's Own Heart. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Amen.